Egskeiding is nie grappies nie, maar wanneer 'n ma en dogter toevallig gelyk daardeur moet gaan, moet 'n mens erken die ou lewe het darm maar 'n vreemde sin vir humor. En dit is losveg die storie agter kyk net so opwindende nuwe komedie, Mevrou Fourie en Kie. Voor haar groot terugkeer na die silwerdoek in 2019 was Henrietta Gryvenberg laas in die 2015 kortfliek Dominatrix. Nou maak sy haar langverwagte terugkeer na die kleinskerm met 'n komedie oor ouerskap, egskeidings en onafhanklikheid. My karakter is 'n vrou wat besef dat haar huwelik gebeur nie meer nie. En dis net eendag 'n klein dingetjie wat haar laat besef dis nou tyd om daai tree te neem en sy gaan vind haar eie stem. Wat het jou aangetrek omtrent hierdie projek wat jou laat instem het om deel te word? Wel, ek dink die tekste is uitstekend. Wat ek mal is oor is die premise dat dit 'n skeisaak is van 'n ma en 'n dogter. So ma en dogter gaan deur dieselfde ding, maar het heeltemal ander redes hoekom hulle skei. Gedag die hele skeiding was maar net 'n Wat? 'n gier, 'n hormoonaanval. ja. Nee. My karakter is Melissa en ek is Anita se dogter. Toe ek die eerste keer die teks gelees het ek so gelag dat ek kom eens neersit en net 'n oomblik vat om myself te compose. Hierdie wacky familie en ek voel elkeen ken 'n wacky of het 'n wacky family met hierdie absurde situasies. Ek voel hierdie familie vat net na die volgende level toe. Dis net 'n stappie verder, jy weet. Kyk, dit is maar 'n swaar onderwerp nie, dit is nie 'n lekker onderwerp nie. So hoe hou jou karakter dit lig en lekker? Dis nie altyd lig en lekker nie. En dis wat vir my hierdie reeks so oulik maak, is komedie met hart. Daar is oomblikke wat real raak, wat jy besef ook ons nou lekker gelag tot op hierdie punt. Dan is dit nou 'n oomblik wat die hart raak. Die res van die rolverdeling sluit in Dion Coetzee, Arno Greef, Ilse Lee van Niekerk en Luan Jacobs. Die regisseur vir Mevrou Fourie is Philip Nolte, die meesterbrein agter die Silverskermfees kortfliek Fossie vergas homself. Fossie was oor depressie. Ek het self depressie en so aan. En ek hou daarvan om 'n storie te maak wat ons ook kan giggel daaroor. Ja. En Mevrou Fourie en Kie nou weet dit gaan oor egskeidings en breakups en verhoudings en my ouers is geskei en dit is 'n lang storie, maar stories wat met my gebeur het wat ek nogal probeer gaan en ek probeer dit self uitfigure. Dan kom ek so maar ek wil ook daaroor lag. En dit is genesend om oor dit te kan lag. Ja, aan die einde van die dag. absoluut. Vir my as mens is dit vir my belangrik om die lig in 'n donker situasie te vind en dit het vir my gevoel dat almal het daai klein bietjie donker komedie in hulle in die skryfkamer en ek dink meeste mense in Suid-Afrika het daai stukkie donker komedie in ons want jy moet dit hê. Jy weet om hierdie plek nog lig en lekker te maak. So ons oorleef. Ja, presies. Het daar enige ander TV-reekse gedien as inspirasie as jy kyk na hierdie tipe formaat? My lewe het meestal beïnvloed. Ek is baie op my senuwees vir die familie om te kyk. Ek beloof dit is nie julle nie, al lyk dit soos julle. Ek beloof dit is julle nie. Ons kan nie trek van 'n Amerikaanse ding of 'n Britse ding. Dis te ver verwyderd van ons alledaagse experience in Suid-Afrika. So dit was vir ons almal baie belangrik om dit te grond in hierdie realiteit. Quentin is 'n ongelukkige karakter waarvan die tannies nie so baie gaan hou nie. Ek dink hy gaan mense bietjie verkeerd opvryf. Hy beland in die sop en hy speel Melissa se man, maar hy's besig met buitekurrikulêre aktiwiteite, as ek dit so kan stel. Ek is mal oor komedie. Ek wou nog altyd eintlik net komedie doen. En om so saam met Elsabie goed te doen en sy so skreeu snaaks, Luan is ook snaaks. Dion Coetzee, dis die eerste keer wat ek saam met hom werk. Dis 'n voorreg en Henrietta het al voor in my ma gespeel, is nou skoonma en dit dis 'n lekker groep mense bymekaar. Barend Fourie, hy's 'n tandarts wat al 'n hele paar jaar getroud is met Anita en sy's nou redelik keelvol vir hom. Die spark, soos die Engelsman sê, is nou redelik weg in hulle huwelik, so sy wil van hom ontslaa raak. En hy's nie baie gretig om te waai nie. Ek doen baie drama, so dit is vir my 'n baie lekker verandering van pas. So ek vertolk die rol van Barry Fourie. Elke week het hy 'n nuwe skema wat hy aan mekaar slaan saam met ouma om geld te maak. Sy beste vriend in die lewe is ouma. Die twee saam is eintlik gevaar vir enige society. My karakter se naam is Ouma Tina. Ek is Mevrou Fourie se ma. Dis snaaks, Henrietta speel my dogter. Jy's te oud om swanger te wees. Dis menopause.
Die beste manier wat ek vir ouma Tina kan beskryf is, sy's amper ek. Sy trek net willer aan. Ek probeer by haar bybly en dit is 2 Red Bulls en ek weet nie gebede wat sy gooi met hierdie karakter en is wonderlik. Dit is so lekker om saam met iemand te speel wat so baie gee en mense leer ook so baie in die proses. As jy van buite af kyk, dan wil jy jou Ali aflag. Maar terwyl jy in die storm van die oog is, dan is dit nie so snaaks nie. So ek dink Henrietta speel dit baie, soos die Engelsman sê, straight. En dan sal die kyker hopelik die snaaksigheid daarin sien. Dit is 'n ernstige saak wat ons met baie respek en deernis hanteer, maar ook tong in die kies, lag met 'n traan, maar is reël. Jy sien die hart van mense, jy sien die moeilike besluite wat mense moet neem, maar jy sien ook net hoe absurd die lewe partykeer kan wees. Meeste van die tyd tackle ek baie moeilike onderwerpe op die verhoog en om dit vir mense slukbaar te maak, is daar altyd die komedie daarbey. So moontlik is daar iemand wat hierdie kyk en die lig sien. Dat dis nie net donker nie. Dit is nie net die hele tyd ha nie. Dit daai kernoomblikke van hierdie is ernstige situasies wat ons eintlik oor gesels, verstaan? Ons het al daai tender moments wat jy sien hierdie familie gee regtig baie om vir mekaar, alhoewel hulle mekaar so kwaad maak, is daar hierdie beautiful moments wat hulle altyd mekaar se back het. Hierdie is regtig ware ensemble storie. Daar's baie tonele met al die karakters saam en ons het hierdie wonderlike toneel geskiet wat in die eerste episode is wat ons almal om die tafel is en dinge loop net skeef en dit was ongelooflik hoe die hele span net die ensemble cast net saam gesnoer het en ek dink dit is wat 'n mens sal kan voel en sien. Ek hoop dit vat kykers bietjie weg van hulle daglikse rotine in hierdie mal vir die familie in en dat hulle kan gaan, okay, alles is nie so bad by die huis nie. En dat hulle kan lag, maar ook ek dink daar's hier en daar 'n boodskapie wat ook sal deurkom. Daar is 'n aanhaling wat sê dat om te lag is soos om 'n kalmeermiddel te gebruik, maar sonder die neeweffekte. En sien mevrou Fourie en Kie dan as jou amptelike voorskrif vir waardeur jy ook al gaan. En ek beloof daar is geen neeweffekte nie. Miskien dalk net 'n kykverslawing.